Ons is terug met nog 'n episode van Klets Kompas en soos wat ons al vir die laaste 3 dae doen, gaan ons vandag weer verkiesings. Ons onderhoud gaan bietjie anders lyk. Ons het nie een vaste persoon wat inkom nie, maar ons gaan vir julle 'n klompie van die video's wys wat mense vir ons ingestuur het en wat ons versamel het deur die loop van verkiesingsdag gister en dan het ek vir François Steinberg by my om bietjie te gesels oor die nuus. Ons sien julle net hierna. Democracy thrives through participation, and we all want a thriving democracy, don't we? Let's all contribute to a thriving democracy by being active participants and voting in the upcoming regional council and local authority elections on 26 November 2025. Let's play our part. Get involved. Put your voice in the box. Soos ek vroeër vir julle gesê het, het ek vandag vir François Steinberg weer by my op Klets Kompas om bietjie te gesels oor die nuus en vandag se hooftrekke in die Republikein. François, hoe gaan dit met jou? Baie goed hier met jou. Sal ons begin met die goeie nuus en dan eindig ons maar met die slegte nuus. Ek stem saam. Wat harde nuus aanbetref is dat die Nasionale Jeugontwikkelingsfonds dat daar nou nog 66 nuwe projekte is wat jeugondernemings wat hulle sal finansiering kry. Altesaam is dit so 37,7 miljoen. Wat vir my verblydend is dat dit hoofsaaklik landbougerigte projekte is soos akwakultuur, vir veeteelt, vir akkerbou en dit kom by die selfonderhoudendheid wat as mens sien waarvan die president en die eerste minister waarop hulle klem lê is dat ons selfonderhoudend moet wees en dat landbou die prioriteit sektor is. So dis die goeie nuus. Ander baie goeie nuus is dan nou my tuisdorp se kinders. Ja. Die kinders van die informele nedersettings wat net stofstrate gewoond is. Hulle is bederf en hulle het 'n heerlike dag uitstappie gehad na die Adventureland vermaakpark. En van daai kinders, dit was vir die eerste keer in hulle lewens wat hulle tone in 'n swembad kom sit. En dit was net vir hulle wonderlik om in die water te speel en dit was nie net dit nie. Hulle het ook kospakkies gekry. So dit was 'n dag van bederf en natuurlik dit is vakansietyd en hierdie plek bied ook nou vir kinders uit informele nedersettings bied hulle halfprys aan om die dag daar by die swembad te geniet. Nou ek wat van Okahania afkom, dit was omtrent my groot speelplek was die swembad wat nou heeltemal vervalle is en ek wonder hoe lyk dit nou daar. So dit is vir my wonderlik dat daar weer iets vir die kinders 'n vermaakplek vir hulle is. Maar ja, sal ons nou maar na die slegte nuus toe gaan. Ja, ek dink dit is 'n baie mooi storie. Ek is altyd so mal daaroor wanneer mense goed vir die eerste keer ervaar en jy half daai lig in hulle oë kan sien. En ek dink met die kindertjies, mense kon regtig sien hoe die lig hier aangaan. Maar soos jy sê, ons het bietjie harder nuus. Harder nuus en nie goeie nuus vandag vir die land nie. En ek wil net my duim wys. Ek is een van die minderheid wat gestem het en ek is baie trots daarop. Toe ek gisteroggend so net na 10 by Elise en hy kom, ek het nou nogal my hele beplanning baie goed uitgewerk. Waar gaan ek nou parkeer want dit is altyd so vol en toe kan ek reguit deurry en ek was die enigste een by die stempunt. Al ander wie daar was ander media en dan partyagente en ek kon dadelik stem. Dit was 5 minute, ek is klaar. Ek het met die kiesbeampte gesels en toe gisteraand toe ek klaar gewerk het, toe ek so 8:15, toe dink ek laat ek net gaan kyk hoe lyk dit nou. Lyk dit darm nou al beter want ek meen ons skryf heeltyd van hierdie trae opkoms en
hoe min mense opdaag en toe ek nou weer daar gaan kyk en ek dog ek gaan darm nou 'n lang ry sien, toe sê ek weer die enigste een met net die partyagente daar. So vir my is dit baie hartseer. Is vir my persoonlik baie hartseer. Ek het in elke verkiesing wat ek nog kon stem, die heel eerste een was ek 'n student in Potchefstroom. Ek het met 'n bus gery in daai hitte en ek het gaan stem op die grens en regtig ek het nog nie een verkiesing gemis nie. Selfs mense dink hierdie plaaslike en streekraadverkiesings is nie belangrik nie. Dit is hoe jou dorp lyk. Dit is of 'n slaggat reggemaak gaan word, of jy water en elektrisiteit gaan hê. En ek moet saamstem met Job Amopanda, wat ek het gisteraand 'n onderhoud van hom gehoor, wat hy gesê het, al hierdie mense wat nou 'n lekker vakansiedag gekry het, as jy nie aan jou werknemer kan bewys dat jy gestem het nie, jammer, dan moet jy daai dag werk of jy moet daai verlofgeld terugbetaal. En wat vir my ook hartseer is, ek weet van die hele klomp staatsamptenare wat lekker by die huis gesit en braai het, wat nie eens geregistreer was nie. Ja. Nee, skaam julle. Maar ja, dit is 'n groot teleurstelling. Die laasstem opkoms, die uitslae kom natuurlik, dis nou so druppeltjie. Ja. Dit kom nou lekker vinnig in. Ja, want daar's nie baie om te tel nie. Nee, ek het gister bietjie met Ashwin Berry ook gesels. Hy het ons Election Watch program hanteer vir NTV en ek het met hom ook gesels en ek het vir hom gesê wat vir my so hartseer is die lae hoeveelheid jeug wat gestem het. Ja, politieke ontleeders gee redes. Hulle sê kiesers is teleurgestel en dienslewering, is daar werklike verandering? En na die verkiesing van verlede jaar wat ons soveel ure in die rye moes staan of ekstra dag ook nog, weet mense is half sien nie daar vakansie en verbeter dienslewering werklik. Want soos byvoorbeeld uit die Noordooste in Kavango Oos is berig van daar by die Mokwe kiesafdeling het kiesers opgedaag, maar hulle het soos 'n staking gehou en gesê ons weier om te stem, want wat julle 'n paar jaar gelede beloof het, ons gaan elektrisiteit kry. Julle het nie aan daai beloftes voldoen nie. Ek meen daar word mense deur krokodille gevang. Hoeveel al hierdie jaar? Ja. Daar's nie eers water. Mense moet nog gaan water haal uit 'n rivier uit. Regtig, dit is 2025. So ek verstaan ook dat dit half in protes is dat mense nie gaan stem nie. Ja, kyk, ek dink dit het ook daarmee te doen en die een ding wat vir my nogal opvallend was is die feit dat ons het heeltyd berig gekry dat dit gaan makliker, dis smooth sailing as ek nou Engels kan gebruik. Ja. Maar hoe kan jy dit werklik vergelyk? Jy kan dit nie hierdie vergelyk. Hoeveelheid mense, want dis smooth sailing van ons 10 mense. Maar coming from a low base, maar sou dit smooth sailing gewees het as almal wat moes opgedaag het. En so jy kan ook nie regtig daai vergelyking tref nie. En dit maak dit moeilik, maar ek dink ook soos die stemteleurstelling is iets waarop ons nie genoeg gefokus het noodwendig nie. Want die mense is teleurgesteld en dis half daai ding van wat help dit ek stem? Dit is 'n groot gevoel. Wat help dit? Wat help dit? Gaan dit 'n verskil maak? Mense, ek dink voel na 35 jaar. So, maar ek sê net as jy 'n verskil wil maak, moet jy stem. En dis daai en ek het dit gister gesê en ek sal bly by hierdie punt is ek wil nie hê mense wat nie gestem het moet by my kom kla oor slaggate in die pad, oor die feit dat hulle nie water het nie, oor die feit dat krag duur is. Ek wil nie hoor dat jy kla as jy nie op die voorry was om jou ex in die boks te gaan sit en daai verskil te maak nie. Want dis ook iets waaroor ons gister gesels het is ons almal wil op sosiale media gaan sê, ons baie te sê. Gaan stem en as die tyd kom vir jou om te gaan stem, dan gaan stem jy nie. En die een voorbeeld wat Ashwin opgebring het en ons het bietjie uitgebrei daarop is die geslagsgebaseerde geweld en die persfotootjie. Ons almal het 'n persfotootjie gehad en ons almal wou baie graag gehad het dinge moet verander en
toe die tyd kom waar ons op die voorry kon wees om daai verandering te maak, toe's niemand daar nie, toe niemand gaan stem nie. En dit is nie eers net met geslagsgebaseerde geweld nie. Mense wil beter lewensomstandighede hê, maar hulle wil nie gaan stem om dit moontlik te maak vir hulle self nie. En dit voel vir my dis iets waaroor ek nogal passievol is moenie kla as jy nie bereid is om met die oplossing vorendag te kom nie. Precies. En die oplossing vir hierdie probleme wat ons het, is om te gaan stem en is om te stem vir die persoon wat jy dink jou lewe gaan verbeter. Ja. En ongeag van wie daai persoon vir jou mag wees, jy moet it's your civic duty, as ek weer Engels kan praat, om jou stem gehoor te laat maak. Want ons almal sê, dis 'n reg, so ons hoef nie te gaan stem nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Jy moet jouself ook diensbaar maak en dit is die manier hoe jy jouself kan diensbaar maak. Hoe het dit vir jou gevoel om die president te ontmoet? Ag, sy is die lieflikste vrou. Ek was bietjie op my senuwees gewees, maar sy is 'n lieflike vrou, so sag van aard en ons weet nou al bietjie van haar geskiedenis, so dit het my regtig bietjie op my senuwees gemaak, want is nie net jou alledaagse vrou nie. Nee, sy is nie 'n alledaagse vrou nie. Maar ek het die mooiste oomblik vasgevang op foto ook, waar sy net op 'n selfoon sit en gesels. Ja, so regtig 'n baie lieflike vrou, maar en met almal rondom haar gesels en almal groet. Ja. En sy's die moeder van ons nasie, ja, glad nie neus in die lug nie. Ja. Maar ongelukkig is dit altyd wat ek het om met jou te gesels vandag. Ja, ek wens ek en jy kon ure so sit en gesels. Ons doen dit gewoonlik. Maar ja, dit is altyd wat ons het vir die nuus vandag, so ons sien julle net hierna vir die weer. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Democracy thrives through participation, and we all want a thriving democracy, don't we? Let's all contribute to a thriving democracy by being active participants and voting in the upcoming Regional Council and Local Authority elections on 26 November 2025. Let's play our part. Get involved. Put your voice in the box. Soos ek vir julle verduidelik het, gaan ons onderhoud bietjie anders lyk vandag. Ons het vir julle 'n paar video's uit die veld uit van mense, joernaliste wat die hele dag gister spandeer het om die verkiesings vas te vang. So die eerste een waarna ons gaan kyk is netwerkvertragings. Ilkar Dukelman het bietjie daaroor gesels. Hy kom van die Mariental Urban Constituency af en dit was gister so ongeveer 10:11 wat die NMA joernalis dan nou met hom gesels het. Kyk gerus die video. Okay, I'm Ricardo Kuhlman, the returning officer of Mariendal Urban Constituency. Yesterday we finished our polling on time, and all our presiding officers are here now at the polling collation center here at the Danijewert hall. So right now we are verifying and collating the results of the different polling stations. Currently for Mariendal Urban, we are having 16 polling stations that are busy verifying and collating the results. We are having a hiccup of technical problems with the network. So within the next few hours, we will be done with the verification. And after the verification, we will send our verifications for approval to the CERC, the Central Electoral Results Center in Windhoek. And then we will just wait for them for the final approval and the announcement of the results. So for now, I cannot say much, but
all the counting at the stations were done in a 10 years time. So we are just collating all the polling stations results. Ja, soos julle kan sien was die dag nie sonder sy ups and downs nie. Maar volgende gaan maak ons bietjie 'n draai in Korrigas waar Octavia Tsibes, een van ons joernaliste, gaan gesels het met die offisier wat daar oor die verkiesings gekyk het. Hierdie is gister ongeveer 25 voor 10 in Korrigas. Kom ons hoor 'n bietjie wat hy te sê. My name is Timotheus Iberg, the returning officer for the Election Council elections in Korrigas constituency. Right now, as we speak, we are at the collation center at Edibo in Korrigas. So far, we are almost up towards the end of the verification or the uploading. We have started with uploading midnight around 12 midnight, and we are still ongoing to do this uploading. And as soon as we are done with the uploading, we have to get the green light from the Central Result Center before we are to make the actual announcement. That's basically what we are busy with. All the teams return to the collation center after having announced, pasted their results at the different polling stations at the last points, especially the mobile teams. After having pasted that night, immediately after having done the announcement and pasting, they traveled back to Korrigas Edibo Collation Center. We did not experience any accidents. Everything went well, and we are just asking the nation to have that patience for us until we are to do the official preliminary results. That's all I can tell for now. I thank you. Ekskuus julle, ek wil net graag 'n regstelling maak. Daai video is van vanoggend so 20 voor 10, nie gisteroggend nie. Maar volgende gaan draai ons in Loederitz in die Katolieke Kerksaal daarso waar ons bietjie gaan kyk na hoe dit gelyk het toe die resultate begin inkom het net voordat hulle ingelees is om geverify te word. Ons gaan maak bietjie 'n draai in Loederitz. Dit dan nou vanoggend 4 uur in Loederitz soos die stemme ingekom het. Ons gaan maak dan nou ook 'n draai by die ECN waar hulle erken het dat die reën 'n effek gehad het op hoeveel mense uitgekom het om te kom stem, veral in Kommas en in die Kavango Wes areas, maar hulle sê wel dat hulle die nodige vooruitsigte gehad het om reëlings te tref sodat almal nog steeds hulle demokratiese reg kon uitvoer. So ons gaan maak gou 'n bietjie 'n draai en hoor wat het Elsie te sê. That is in progress now. All the 4,861 polling stations opened and conducted polling successfully. The Commission has noted a smooth polling process across the country. During the course of the polling process, as earlier communicated in our morning briefing, the Commission has reported the following isolated challenges. Firstly, the rainfall. As the country continues to receive rainfall, as reported in some parts of the Kommas, Kavango West, Oshikoto, Otokonjupa, and Zambezi regions, the Commission has made necessary arrangements to ensure the safekeeping of election materials and continuation of polling in these areas with minimal disruption. Ons hoor dan natuurlik nou wat Elsie te sê gehad het en ek dink dit is verskriklik opvallend dat vroeër in die oggend het ons berig gekry dat dit die son en die hitte is wat die mense gekeer het om te stem en toe later in die dag toes dit die reën wat die mense gekeer het om te stem. Iets opvallend, net bietjie iets om oor te dink,
Maar ons gaan kyk nou, ons gaan terug Luderitz toe, maar nie na die Katolieke Kerksaal toe nie, ons gaan nou Benguela Hall toe. Hierdie was gisterand so 10:15 gewees, toe hulle begin het om die eerste uitslae te tel, net nadat die stemme amptelik gesluit het. Ons gaan maak dan weer 'n draai in Luderitz. Dan het ons joernalis uit die noorde, al die pad uit Ondangwa uit Tuyemo, vir ons 'n klip gestuur waar jy kan sien dat in Andimba Toivo polling station het presies 9 uur toegemaak. Daar was geen mense gewees wat toe nou nog in die ry gestaan het nie, so hulle het die voorreg gehad om presies 9 uur te kan stop en hulle het toe dadelik begin tel aan die stemme wat ingekom het. So kom ons gaan maak 'n draai in Ondangwa. Volgende gaan maak ons 'n draai in Katemu Malilo, waar Sydney Sililu, die polling officer daar vir ons vertel, gister so 3 uur se kant, dat die reën 'n temporary stop, soos wat hy gesê het, gesit het aan die stemmery en die hoeveelheid mense wat ingekom het om te stem, en hy het gesê dat dit behoort nie te lank te hou nie en dat net na dit behoort die mense weer te kan stem. Kom, ons gaan maak 'n draai in Katemu Malilo. I am the presiding officer of Katima Mulilo Clinic Polling Station. So far, we started well. We had voters coming through. We didn't have any hiccup until when the rain came. So we had to move. So we had a little stop, then we moved. Apart from that, we are starting to resume right now. No ballot paper got wet, nothing got damaged. It's only us who got wet. Otherwise, that's all I can share with you, unless you have another question for me. Okay, like how many voters have come so far? So far, so good. If I can tell you, we almost exhausted 2 books of the local authority, and we are on the second book of the regional. Okay. Yes. Thank you. Ek wil julle dat nou nie te ver vat nie. Ons gaan net weer terug na Katema Mulilo toe waar hulle baie kort daarna weer die polling station begin opstel het en waar die stemmery toe weer sy voete gevind het en die mense weer toe kon stem.
Okay, ons sien dan, luister nou 'n bietjie hoe Kandera Veronica, wat die presiding officer was by die Moses constituency, vir ons vertel hoe gister net na 3, nou moet julle onthou, die stemareas het gisteroggend 9 uur al oopgemaak, maar hoe net na 3 het sy ongeveer al 100 mense deur haar polling station gesien. Sy het dan ook verduidelik dat dit baie beter gegaan het in die oggend en toe soos die middag aangegaan het dit stadiger geraak. Soos ek verduidelik het, ons het gehoor dat dit die hitte was wat die mense weggehou het en toe later die reën. So kom ons luister 'n bietjie wat sê Kandere. Okay, my name is Veronica Kandere. I'm in Musese constituency at High Sisera JP. So the turn-up was very good. It was very nice. More people came in the morning, but we are still here waiting for them to cast their vote. Kykers, dit dan nou dit vir vandag se episode van Let's Kompas. Maak seker julle bly ingeskakel op al ons sosiale media sodat ons die eerste en die nuutste van die verkiesings en natuurlik van die nuus reguit na julle toe kan bring. Ons sien julle dan môre weer.